Sjoe, dis lekker om almal te sien vanmôre, ou gesigte, nuwe gesigte, semi-ou gesigte en al die mooi mense. Dis lekker om julle te sien vanmôre en 'n spesiale welkom aan al ons Kingsman manne wat op 'n kamp was. Waar is julle? Brom net 'n bietjie tog. Daar's sy. Dis lekker om julle ook hier te sien. En ja, dis so spesiaal as 'n familie om saam te kan wees. Ons is besig in 'n reeks wat ons noem Disciple Shift. En ons gesels oor die gedagte dat daar 'n tipe van 'n beweging in die wêreld is waar mense besluit om as kulturele Christene geken te word. Ons het verlede week het ek so vinnig gesels oor professor Richard Dawkins wat een van die grootste stemme in ateïsme is in die wêreld, het oor Paasnaweek 'n persverklaring gemaak dat hy nou 'n kulturele Christen is. Hy's nie 'n gelowige nie, maar hy leef soos die Christen en hy waardeer die Christenlewe en die liefde wat daarmee saamkom en die goedhartigheid en die vrede en al die mooi liedjies en hy's 'n kulturele Christen. Maar daar's 'n verskriklike groot verskil tussen om 'n kulturele Christen te wees en om 'n gelowige te wees. Want 'n gelowige is iemand wat nie deel word van Christendom nie. Dis iemand wat hulle geloof vir redding plaas in Jesus Christus alleen. Dis iemand wat tot redding kom. Dis iemand wat verlos is. Maar dan het ons ook verlede week gesê daar's 'n groot verskil tussen iemand wat 'n gelowige is en iemand wat 'n volgeling van Jesus Christus is. 'n Disipel van Jesus. Jy sien, om tot geloof te kom is 'n geskenk. Die woord sê, uit genade is julle gered deur geloof. Of andersom, ek kan nie altyd onthou of die uit of die deur voor is nie. Maar daar was genade van God se kant af en ek het gereageer in geloof. Dis absoluut gratis. Dis nie deur goeie werke nie, dis nie deur die wet nie, dis deur hom wat my red. Iemand wat 'n disipel is outomaties ook 'n gelowige. Maar iemand wat 'n gelowige is nie noodwendig altyd 'n volgeling van Jesus Christus nie. Die verskil is, wat ons verlede week oor gesels het, waar kom hierdie gedagte van disipelskap vandaan? Is dis uit die Joodse gebruik waar seentjies van die ouderdom van 3 af geleer word en geskool word in die Torah en dan hier tussen 11 en 15 word hulle gekies om enetjie 'n level op te gaan en dan word hulle geskool in hoe om die wet te lees en hoe om soos die wet te leef. En dan as die best of the best, the cream of the crop, die manne wat die trofees kry, word gekies deur 'n rabbi om hom te volg. So hulle los hulle ouerhuise, hulle los alles waarmee hulle besig is en hulle lewensreis, hulle lewensfokus word om hierdie rabbi te volg en op die ou einde van die dag soos hy te wees, dat wanneer hy nie meer die dag hier is nie, hierdie seun kan aangaan met die juk van hierdie rabbi, met die opdrag van hierdie rabbi. Dis disipelskap. Die ouetjies wat dit dan nou nie gemaak het nie, gaan terug en hulle werk weer vir hulle familiebesigheid of begin ietsie on the side of so. Jesus kom op die toneel en hy gaan kies disciples. Hy gaan na die viswaters toe en hy sien 'n paar rowwe vissermanne. Of soos ons verlede week gesê het, die druipelinge. Hulle het nie die toets gemaak nie en hy kies hulle om hom te volg. Petrus, Andreas, los waarmee hulle besig is en hulle volg Jesus. Waar hy gaan hulle. Hulle is besig om hom dop te hou, hoe hy bid, hoe hy werk met mense, wat hy preek. En op die ou einde van die dag sien ons die transformasie wat gebeur in hierdie manne se lewens om meer soos die een te word wat hulle volg. Dis disipelskap. Ons kyk in hierdie reeks na Matteus 28 vers 19. Jesus gaan nou net opvaar na die hemel en hy gee 'n laaste opdrag
vir sy disippels en hy sê, gaan dan en maak disippels van al die nasies. Nie gelowiges nie, nie kerkgangers nie, nie kulturele Christen nie, disippels, volbloed volgelinge van Jesus. En dan sê hy, hoe doen ons dit? Deur hulle te doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en hulle te leer om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, sê Jesus, ek sal met julle wees al die dae tot aan die volëinding van tyd. Ons het verlede week gepraat oor hierdie ding om 'n volgeling van Jesus te wees. Is om dit wat vir my sekuriteit bied, dit wat vir my vervulling gee, wat aards is, agter te laat en hom te volg, om te sterf in myself, om my kruis neer te lê en hom te volg, sodat hy die primêre bron in my lewe kan wees van veiligheid, van voorsiening, van vervulling. Ek verlaat myself en ek is besig om Christus te volg. En ons het gesels oor hierdie 3 gedagtes. Disippelskap gaan oor om Jesus te volg Jesus, om verander te word deur Jesus en te volhard in die werk wat Jesus begin het. En verlede week het ons gesels oor die volg en dan volgende week gesels ons bietjie oor die verandering wat plaasvind en hoe die week daarna die volharding van die werk van Christus. En vandag is so bietjie van 'n, hoe sal mens sê, 'n special edition, 'n ekstra episode wat ons insit, juis oor hierdie gedagte van disippelskap en die doop. Want sê nie, Jesus sê iets verskriklik belangriks hier. Hy sê, gaan dan, maak disippels en doop hulle. Dis 'n opdrag. Dis iets wat volg nadat iemand 'n disipel geword het. Hy sê, gaan maak disippels en doop hulle. Wie's hulle? Disippels. So deel van ons, of amper die eerste deel van disippelskap, is om gedoop te word. Nou, as ek praat oor die doop, dan sien ek soms mense begin so hulle handsakke optel, sê, gaan ons gaan. Waarheen gaan hierdie preek? Ontspan. Daar's interessante goed in die Christen wêreld wat soms, ek dink, meer verwarring veroorsaak en meer skeiding veroorsaak wat eintlik nie noodwendig nodig is om dit te veroorsaak nie. Want sien, daar's sekere goed waar ons almal mee saamstem. Jesus is God. Is daar iemand wat dit glo vanmôre? Dank die Here. Anders is jy in die verkeerde kerk. Jesus is God. Ons gaan nooit daaroor twyfel nie. Maar in die eerste eeu van Christene, onthou nou, dit was die eerste Christene nadat die apostels toe nou al heen is, het nie 'n Bybel gehad soos ons nie. Dit was die manuskripte wat begin by mekaar kom het om die briewe te kan lees wat Paulus en Petrus, Johannes geskryf het. Hulle het nie die woord gehad nie, en baie van die eerste eeuse Christene het nie geglo dat Jesus God was nie. Hulle het geglo dat Jesus net 'n mens was. Tot op 'n stadium dat daar 'n slim ou een van die boekrolle uiteindelik gekry het en verklaar het oor die gemeente heen, oor Christendom, hy was God. En van daai dag af het ons nog nooit weer bekommerd geraak daaroor of verskil daaroor nie. Maar as dit kom by die doop, is dit asof die gesprek nog nie heeltemal klaar is nie. Asof daar nog onsekerheid ontstaan rondom die doop. En wat ek graag vandag wil doen is, ek wil vir jou so 'n bietjie 'n agtergrond gee rondom die doop en hoe dit gewerk het in die woord en waar ons vandag onsself bevind in die doop en hoekom moet ons gedoop word? Wie moet gedoop word? Wanneer moet jy gedoop word? Hoe moet jy gedoop word? Ek gaan probeer om van daai vrae te antwoord vandag. Is julle gereed?
Waar kom die doop vandaan? Wel, in die Nuwe Testamentiese tyd was doop 'n algemene gebruik van die Jode. So wanneer iemand uit 'n heidene nasie sou deel word van van die Joodse geloof en van die Joodse kultuur, sou hulle geonderdompel wees en die Jode sou sê, ons was die vorige lewe af van heiden wees en Samaritaan wees en die persoon staan nou op as 'n Jood in geloof en in kultuur. So dit was 'n algemene gebruik. Johannes die Doper was nie die eerste persoon wat mense gedoop het nie. Dit het baie gebeur. Johannes die Doper was wel die eerste een wat 'n ander doop gebring het. Jy sien, Johannes se doop was nie van 'n heiden na 'n Jood toe nie. Sy doop was die volgende: hy het gepreek en gesê, bekeer julle. Met ander woorde, heiden of Jood, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. Johannes praat van 'n doop waar ek my kultuur, my herkoms, my ou lewe agterlaat en ek word ingedoop in die koninkryk, die heerskappy van God, waar hy koning is. En Jesus het deur daai doop gegaan. En toe Jesus Christus sterf en hy staan op en net voor hy gaan sê hy vir sy disippels, hier kom 'n ding. Maak disippels, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En die apostels doen dit. Jy sien dit. Gaan lees Handelinge, gaan lees 'n paar van die boeke en jy sien dat hulle Jesus se woorde ernstig opgevat het, want toe Petrus die eerste keer preek, nadat die Heilige Gees oor hom gekom het, 3000 mense kom tot bekering en 3000 mense word gedoop. Daai diens was 'n bietjie lank. Want jy kan ook nou nie vroeg loop as die persoon nog nie gedoop is waarvoor jy daar is nie, né? Daar's klomp oomblikke waar ons sien dat die gelowiges gedoop is. Dan so 'n bietjie 'n geskiedenisles en ek gaan dit nou maar net van die begin af sê, ek is 'n bietjie van 'n Bible nerd. Is daar nog sulke mense? Laat my tog nie alleen voel nie. Ek hou van om die woord te studeer, so en 'n bietjie geskiedenis rondom die goed. So vergun my dan 'n oomblik om so 'n bietjie die geskiedenis van die doop met julle te deel. So wat gebeur het? Jesus is weg, die apostels is ook al heen en die eerste kerk funksioneer nou sonder die oorspronklike disippels en die oorspronklike apostels. Hulle het nou die Heilige Gees ontvang. En ons moet verstaan dat daar 'n groot hoeveelheid heidene deel geword het nou van die kerk van Jesus Christus. Hulle het disippels geword, maar hulle kom uit 'n agtergrond van klomp snaakse goed. Een van die goed is magiese kragte. Hulle was towenaars. So hulle het geglo daar's sekere toertjies wat jy kan doen en magic wat jy kan doen om die ewige lewe te beerwe. En as jy die regte een het, dan sal jy vir ewig leef. Toe hulle tot bekering kom natuurlik, het hulle van hierdie gebruike gestop. En soos in Handelinge 19 lees ons van 'n oomblik waar klomp van hierdie towenaars, die magicians, tot bekering gekom het en hulle boekrolle verbrand het met al die spels en al die triks en die toertjies kom verbrand het om te sê ons ou lewe is verby. Maar natuurlik weet ons dat daar klomp van hierdie ouens was wat nog steeds soms vasgevang was in die manier hoe hulle gedink het voor hulle tot bekering gekom het. En baie van hierdie mense het geglo dat die doop is die nuwe magic trick. As jy onder die water gaan, gebeur daar iets magical met jou, dat jy vir ewig sal lewe, as jy
gedoop word. Een van die skrywers van daai tyd, hulle het hom genoem the Shepherd of Hermas, of die herder van Hermas. In die 2de eeu het hy geskryf, en hy het geskryf oor dat die fisiese water van die doop die seël is van ons redding. So, dis verskriklik, want ons lees in die woord dat die Heilige Gees die seël is van ons redding. Nie die fisiese water nie. So die manne het 'n bietjie te mekaar geraak, en dan net so verder aan van die 1ste en 2de en 3de eeu, dan lees ons dat 'n klomp Christene reg oor die wêreld het geglo dat die doop jou sonde wegwas. En dat as jy nie gedoop is nie, jou sonde nog nie vergewe en weggewas is nie. Maar dit het so 'n bietjie van 'n krisis veroorsaak, want ek meen, wat doen jy nou na jou doop as jy nou gesondig het daar? Jy kan tog nie weer gedoop word nie, so daar het 'n ding begin waar die broers bietjie hulle doop uitgestel het. Om so 'n bietjie spasie te skep vir nog bietjie genot. Ons gaan eers bietjie klaar sondig en dan sal ons gedoop word. Ek gaan eers bietjie die goedjies los voor ek gedoop word. Soveel so dat die Romeinse keiser Konstantin het gewag tot op sy sterfbed om gedoop te word. So die man het baie planne gehad. In die middeleeue gebeur daar 'n baie interessante ding in die skaduwee amper van hierdie gedagte dat die doop is die seël. Dit is die ding wat vir ons die ewige lewe gee, en die doop is ook die ding wat ons sonde wegwas. Het daar 'n ding ontstaan in die Romeinse Katolieke Kerk, wat die primêre kerk daai tyd was, dat as dit die waarheid is, dan beteken dit die doop is ook die manier hoe ons in die genade verbond van God in kan kom. Redding. En wat gebeur is, hier gebeur 'n samesmelting van twee verskillende verbonde, die ou verbond en die nuwe verbond. En die Rooms-Katolieke Kerk preek dat hierdie eintlik een verbond is. En die manier hoe ons in die verbond inkom is deur die doop. In die Ou Testament leer hulle hoe jy in God se verbond kon inkom is deur besnydenis. Nou is die manier hoe jy in God se verbond inkom die doop. En wat toe gebeur is, as dit dan so is, wat moet ons doen? Wel, dan moet ons kinders doop. Voordat hulle die verstand kry om droog te maak, dan doop ons hulle, want dan weet ons ten minste, hulle is in die genadeverbond van God. Die Rooms-Katolieke Kerk het dit so erg ver gevat, dat hulle in die hospitale, die verpleegsters en susters, geleer het, dat as 'n kind, lyk asof hy begin heen gaan, doop hom. Die sendelinge van die Rooms-Katolieke Kerk het in Afrika inbeweeg, en hulle grootste veldtog was om vir die mense kos en klere te gee en almal te doop. Dis darem 'n maklike taak as jy 'n Rooms-Katolieke evangelis is. Kom kry vir jou 'n baadjie en daar's hy. Uitgesort vir die ewigheid. Eers in die 17de eeu in Duitsland is daar 'n Rooms-Katolieke priester met die naam van Martin Luther wat vir die eerste keer self toegang tot die Nuwe Testament gekry het. Onthou, in daai tyd, as jy 'n priester was, moes jy die woord leer vir die mense. Punt nommer 1, daar was nie printers nie. Punt nommer 2, die leiers van daai tyd het geglo die mense moenie self die woord interpreteer nie. So, as jy die woord wou hoor en die briewe van Paulus, dan het jy kerk toe gekom en die priester het dit vir jou gelees, en
Martin Luther was nou 'n jong priester wat gegroei het en wat ontwikkel het en hy het op 'n stadium die eerste keer was hy vertrou om die Bybel te bestudeer. Sien, Martin Luther wat geskryf is van hom is hy was 'n jong man wat ja gesê het vir die bediening, maar nooit vrede met God beleef het nie. Dit het hom so gepla dat hy nie vrede met God vind nie, dat hy, party van die geskrifte sê, 3 tot 4 ure lank elke dag by die Vaders gaan bely het, die sonde wat hy die dag gedoen het. En na 3 of 4 ure se belydenis, Here, hierdie ding, ek's jammer, dan gaan hy weg, en dan iewers onthou hy weer van nog iets. Dan kom hy terug, en dan sit hy nog 'n rukkie by die Vaders om te bely. Hy het blykbaar nie 'n goeie reputasie gehad nie, want die priesters wou net nie aan diens wees as hy kom nie. Hy was so desperaat om vrede met God te vind, tot die dag wat hy self die Nuwe Testament het, en hy Romeine begin lees, en in Romeine 1 vers 16 sê, die vers voor dit sê, want ek skaam my nie vir die evangelie nie, want dit is tot redding vir elkeen wat glo. En vers 17, en die geregtigheid van God kom deur geloof. Die hele boek Romeine is eintlik Paulus se bundel, manifest, wat jy dit ook al noem, om vir ons te leer dat redding, geregtigheid voor God, om to stand in right standing with God, kom deur geloof alleen. Nie deur goeie werke nie, nie deur die wet nie. Dit kom deur wanneer ek my vertroue in hom sit, wat die wet volbring het, en wat volmaak geleef het. Dis al, Jesus plus niks. Dis hoe iemand gered word, en Martin Luther ontdek dit, en die reformatie vind plaas in die kerk. Vir die eerste keer, in hoeveel duisende jare, is die kerk weer herinner, dat ons ingesluit word in Christus, slegs deur geloof. Die tweede generasie van die reformatie in Duitsland is daartoe 'n groep mense wat vir Martin Luther gevolg het en vir Johannes Calvin gevolg het, en hierdie groep mense het weggebreek uit die Romeinse kerk uit, en hulle slogan of missie was to go back to the Bible. En hulle het begin van die Bybels oorskryf en die manuskripte oorskryf en probeer om 'n kerk te wees wat streng volgens die Nuwe Testament woord en die Ou Testament leef. En een van die eerste goed wat hierdie klomp mense ontdek, is die doop van 'n gelowige. Sien, op daai stadium was almal nog onder die Romeinse leer, Rooms-Katolieke kerk, dat jy inkom in God se verbond deur die doop. En hier kom hierdie klomp mense en sê nee, dit is nie hoe dit werk nie, dit kom deur geloof alleen, maar die doop is 'n teken van ons geloof in Christus. En vir die eerste keer word daar 'n groepering mense bymekaar wat hulle noem die Baptiste Kerk. Hierdie mense het geglo, wanneer iemand tot geloof in Christus kom, dan doop ons hulle. Dit het so 'n groot opskudding in Duitsland veroorsaak, dat een van die grootste evangeliste van die Rooms-Katolieke Kerk, Zwingli van Zurich, met hierdie mense te doen gekry het, en besluit het om die Baptiste te vervolg, vir hoe hulle die woord interpreteer, en die manier hoe hy hulle vervolg het is, en hier's 'n fotootjie,
is hy het hulle voete vasgebind en hulle in riviere gegooi waar hulle mense gedoop het. Dis hoe hulle vervolg was. Hier sit ek en jy vandag, baie jare later. Ons het die voorreg om te leef in 'n Christendom waar ons verstaan dat redding slegs deur geloof is en dat doop 'n teken daarvan is. So, hier's die vraag. Nou kan ons begin preek. Is die History Channel is nou verby. Is julle bly? Hier kom die preek. Nou is die vraag, hoekom moet ons gedoop word? Waaroor gaan die doop dan? Jesus was redelik ernstig daaroor. Ons lees die geskiedenis daarvan. Hoekom moet ons dan gedoop word? En ek dink die eerste ding wat ons moet verstaan van die doop is dat die doop is 'n simbool. Dis nie 'n magic trick nie. Dis 'n simbool of 'n seremonie wat plaasvind. Ek wil gou jy moet saam met my lees uit Handelinge 2 vers 38. Dis net nadat Petrus gepreek het en hier staan hierdie 3000 mense en hulle vra vir Petrus, Petrus, wat moet ons doen om gered te word? In vers 38 sê Petrus, hy sê, bekeer julle. Met ander woorde, draai weg van die vorige lewe. Draai na Christus, glo in hom as die een wat verlos en red. En hy sê, en laat elkeen van julle in die naam van Christus tot vergewing van julle sondes gedoop word. En julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Die Griekse woord hier, baptizo, waar ons die woord doop vandaan kry, of baptize, is wat gebruik was om mense te onderdompel as hulle Jode word. Dis om onder die water te bring en uit die water uit te bring, soos jy 'n beskuit doop. Jesus het dit geleer. Petrus sê, as jy tot geloof gekom het, laat jou doop. Met ander woorde, hier's een persoon wat 'n Christen geword het, en hier's 'n ander persoon wat reeds 'n Christen is, dan mag hierdie persoon wat 'n Christen is, hierdie nuwe Christen, doop, as 'n simbool, as 'n seremonie, van wat gebeur het, die dag toe hy tot redding gekom het. Nou, die vraag is, waarna verwys hierdie simbool of hierdie seremonie? Wel, die eerste ding is, ek en jy in daai oomblik van seremonie verklaar iets. Ons verklaar iets en God verklaar iets. Nou, wat is dit wat ek en jy verklaar? Ons verklaar ons geloof in Christus voor ander. Ons maak ons geloof in Jesus publiek. Daar's seker baie ander maniere hoe mense dit ook kan doen. Ons kan seker jou hier voor die kerk laat staan en dat jy sê, ek is nou 'n gelowige. Jy kan dit seker op Facebook sit. Jy kan seker 'n Instagram reel maak. Die woord leer ons, die manier om publiek te gaan met jou geloof is die doop. Wat gebeur is, daar's 'n oomblik waar ek, nadat ek gered is, kom getuig van dit wat met my gebeur het, toe ek gered is. So dis 'n publieke verklaring. Maar God verklaar ook iets. Die woord sê, wat Lukas hier skryf, Petrus het hulle geantwoord en gesê, laat elkeen van julle gedoop word tot die vergewing van julle sonde en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Nou, dit klink onmiddellik nie reg nie, né? Want ons het mos nou net gesê dat die eerste kerk van die eerste eeu het geglo dat die doop was jou sonde weg. En ons het mos nou gesê, dit doen nie. Geloof in Christus was jou sonde weg. Maar hoor wat sê Petrus? Hy sê nie,
kom doop julle self sodat God julle kan vergewe van julle sonde nie. Nee. Hy sê nou dat jy reeds vergewe is, wat by die doop gebeur, is God verklaar oor jou dat jy vergewe is. Dat jy dit uit sy mond uit hoor, dat hy jou gees oortuig dat jy vergewe is. Sien, om gered te word is iets waar ek en jy geen beheer oor het nie. Dis God wat ons red. Ons is nou regverdig voor hom. Ons staan volmaak voor hom. Maar wat God doen daarna in Hebreërs, ek dink is Hebreërs 10, wat praat van hy was ons gewete skoon. Sien, want jy kan gered wees, maar jy kan nog steeds leef met 'n skuldige gewete voor hom. En by die doop sê God die Vader, jy's vergewe. Ek kom was jou gewete skoon. Asof daar nog niks ooit tussen ons was wat jou kon skei van my liefde nie. Dis iets wat by die doop gebeur. Beteken dit my sonde word daar vergewe? Nee. God bevestig dit vir altyd en ewig oor jou lewe. You are forgiven. Daar's 'n tweede ding wat gebeur en dit is wat Petrus hier sê, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Praat hy hier van redding? Want ons weet dat die Heilige Gees is die een wat redding bring in ons lewe. Hy is die een wat dit doen. Christus het die prys betaal, die Vader het die Seun gevra, maar die Gees is die een wat nuwe lewe gee, wat nuwe asem in ons inblaas, wat die identiteit kom vasmaak by redding. Hy is die een wat sê, you are a new creation. So ons praat nie hier van redding nie, ons praat wat nou net voor hierdie gedeelte gebeur het, toe die disippels in 'n bokkamer saam was en gewag het op die Heilige Gees, en die Heilige Gees het op hulle neergedaal soos 4 tonge, en hulle het die krag van die Heilige Gees ontvang. Nie die werking van die Gees tot redding nie, die krag van die Heilige Gees vir die opdrag wat Jesus gegee het, gaan dan heen, gaan maak disippels van alle nasies. Wees my getuies in Judea, Samaria en die uithoeke van die aarde. Hulle word vervul met die Heilige Gees se krag vir die bediening wat voor lê. En wat God die Vader doen by 'n doop is om te sê, jy is nou 'n kandidaat om die krag van die Heilige Gees oor jou lewe te ontvang. Die Vader verklaar dit in die geestelike riem. Hierdie een is afgesonder om deur my Heilige Gees vervul te word. Word ons gevul met die Heilige Gees by doop? Wel, dit lyk vir my nie noodwendig so altyd nie. En dis eintlik so ongelooflik. Gaan lees bietjie die boek Handelinge. Dan kom jy agter, God was nie so bekommerd oor die volgorde van die goed nie. By die een kerk kom Paulus aan, dan sien mense, hulle het al klaar die Heilige Gees ontvang, maar hulle is nog nie gedoop nie. By 'n ander kerk is hulle al gedoop, maar hulle het nog nie die Heilige Gees ontvang nie. En dit lyk my, dis nie belangrik wanneer en presies in die volgorde nie, maar daar's iets wat gebeur by die doop, waar God die Vader 'n verklaring maak en sê, hier's hy. Hy's vergewe, hy's skoon gewas, en hierdie persoon is 'n kandidaat om die krag van die Gees te ontvang. Hoekom moet iemand gedoop word? Wel, daar's baie redes. Ek dink vir my die mees eenvoudige antwoord is, want Jesus het so gesê. Dit was sy laaste opdrag. Hy kon baie goed gesê het, maar die laaste ding wat hy gesê het is, gaan maak disippels en doop hulle. Disippels. Dis disippels wat gedoop word. So die vraag is, kan iemand wat nie gedoop is nie, 'n Christen wees? Ja,
Want doop red ons nie. Geloof red ons. Maar kan iemand wat nie gedoop is nie, 'n gehoorsame disipel van Jesus wees? Nee. Wat sê ek daarmee? Kom ek vertel julle van my seentjies. Dit is altyd lekker om praktiese voorbeelde te hê. Nou, ons het 'n paar reëls in ons huis. Mag nie moord pleeg nie, nee grap. Ons het 'n paar reëls in ons huis. En party reëls en party opdragte is maklik om uit te voer. Boeta, gaan maak vir jou broodjie. Okay pappa. Oeps, maak 'n broodjie. Boeta, bring jou tas, ons gaan ry. Okay. Boeta, gaan haal die mop en vee op hier waar jy gemors het. My lyf is so seer. Wat is 'n mop in elk geval? Waar is die mop? Hoe hou mens hom vas? Wat moet jy met hom doen? Nou, hy kan seker die mop los en net nie gehoorsaam wees nie. Maar daar's natuurlik gevolge as hy nie gehoorsaam is nie. Ek is 'n redelike, voel ek 'n genadevolle pa, so ek sal hom dalk oorsien die keer. Maar daar bly altyd 'n ding tussen ons oor daai mop. Hy kan hoe gehoorsaam wees. Hy kan nou, jy weet, alles doen wat ek vir hom sê, maar daai mop bly tussen ons. Hoor net gou hier. Hoekom moet jy gedoop word? Want Jesus het so gesê. Ja, maar ek's reeds gedoop as 'n baba. Maar ons het nou net gesê dat die baba doop is nie doop nie. Iemand het jou nat gemaak. Want dis ouers wat voor God kom staan en sê, Here, ons bring hierdie kind voor U. Ons gaan hierdie kind groot maak in U wil. Maar die doop is nie die plek waar ons sê, Here, ek gaan hierdie kind groot maak volgens U wil nie. Die doop is iemand wat 'n disipel van Jesus is, wat sê, ek maak my geloof publiek bekend. Maak nie saak hoe mooi jou babietjie is nie. Is hulle disipels? Is hulle gered? In die Ou Testament, as 'n kind gebore is in die verbond, in die ouers se huis van die verbond, dan was hulle deel van God se verbond, dan het hulle besny as 'n teken. In die Nuwe Testament, in die nuwe verbond, sê Paulus, en Petrus sê dit ook, net Lukas skryf wat Petrus hier gepreek het, en dan sê hy, the people were cut to the heart. Dis die woord besnydenis. Paulus sê, julle het die besnydenis van die hart beleef toe julle bekeer is, toe julle tot geloof gekom het. Die Ou Testamentiese bekering, die ingang tot die genade verbond van God, is nie besnydenis nie, dis ook nie die doop nie. Dit is die besnydenis van die hart. Dis wanneer my hart nuut gemaak word. Dis die ingang, dis geloof, dis die ingang tot die nuwe verbond. Die genade verbond van God. Doop is 'n teken van die nuwe verbond. Nou is die vraag, wanneer moet ek gedoop word? Wel, dit lyk vir my in die Nuwe Testament is daar 'n patroon waar mense nie te lank wag voor hulle gedoop word nadat hulle gered is nie. En is 10 maar die rede dat as jy nou te lank gaan wag, gaan jy begin negotiate. Jy gaan wonder, is dit regtig nog nodig? Ek is al so lank gered. So die woord leer ons, en ons sien hierdie storie oor en oor, waar
'n Romeinse tronkbewaarder in die middel van die nag gered is. Toe Paulus en Silas uitgelaat is in die gevangenis, en dit sê in die woord, en hulle is gedoop. Die tronkbewaarder, later het hy sy gesin gaan haal, en hulle is gedoop in die middel van die nag. Seker in die bad van die gevangenis of in 'n riviertjie, maar hy's net daar gedoop. Die Ethiopiër wat op die Damaskuspad stap, ontmoet Christus, en dan sê Filippus vir hom, wat hinder jou om gedoop te word? Hier's die water. Kom ons doen dit. So, ek dink is baie belangrik om te verstaan dat mens moet probeer om so na as moontlik aan jou reddingsoomblik hierdie publieke verklaring te maak. So, ek dink, dis net baie goed om dit vir mekaar te sê vandag, en ek het dit spesiaal hier ingesit, want ek dink soms, 'n mens kan jouself negotiate uit te dinge, baie maklik. 'n Ander ding wat ek hier ingesit het, dat ek net moet noem, is dat die doop van 'n gelowige, is nie jou inkom in die kerk van Christus nie. Dis nie die manier hoe jy deel word van 'n kerk, of van die kerk nie. Die doop het niks met jou kerklidmaatskap uit te waai nie. Hoekom sê ek so? Daar's nie een skrifgedeelte wat sê, dat ons nou in die kerk ingedoop word nie. Ons word in Christus ingedoop, Romeine 6, nie deur die waterdoop nie, deur redding, skryf Paulus, hy sê, we are baptized into Christ. Met ander woorde, ons word nou in Christus geplaas. So, as jy in Christus is jy deel van sy liggaam. Jy is in sy liggaam. So doop bring jou nie in nie, redding bring jou in sy liggaam, in sy kerk in. Die groot vraag is, moet jy gedoop word om deel te wees van hierdie kerk? Doxa dat jou kameeldrift. Kan iemand 'n drumrol gee? Nee. Hoekom sê ek dit? Dit voel vir my dat die doop is iets wat natuurlik vloei uit jou disippelskap. Jou volg van Jesus. Ek gaan jou nie eens vra as jy deel word van die kerk, is jy gedoop nie? Hoekom nie? Want ek glo, en ek het dit oor en oor en oor gesien, as iemand tot redding kom en hulle word goed gedisipel, lei dit na doop toe. Dis 'n natuurlike proses. Dis nie iemand moet jou oortuig nie, dis Christus wat sê. Ja, maar ek wag vir die Here om vir my te sê, hy het klaar gesê, Matteus 28. He spoke already. Jy kan nou maar dit afsluit en sê hy het klaar gepraat. Hy het. Okay, maar jy sê nou ons moet gedoop word so gou as moontlik na ons redding. Maar hier sit ek nou. Ek's nou al 40 jaar gered en ek is nie gedoop nie. Wat van my? En daar's baie van ons wat in daai kategorie val. En as ek nou gou vir 'n oomblik kan eerlik wees, en dalk moet julle net die recording afsit, ek was vir baie lank in daai kategorie. Vir 3 jaar lank was ek al voltyds in bediening. Nog nie gedoop nie. Niemand het geweet nie. En by Kameeldrift se gemeentekamp by Weesgerus in die winter. Toe bring die Here op daai dag, 11 Augustus. Toe praat hy met my weer oor die doop. En ek word gedoop. Weet julle hoe groot wroging was dit vir my om gedoop te word? Dis hoekom ek sê, moenie te lank wag nie.
Want nou is dit so, dan gaan ons nou deur hierdie goed van, jene, wat sal die mense sê? Jy sien, ek is mos die worship leier van hierdie gemeente. Ek moes lankal gedoop gewees het. Nou gaan die mense sê, nou verstaan ek. Dis omdat hy nog nie gedoop is nie. Nou maak alles sin. Of, jette, hoe het julle hierdie ou aangestel en hy is nie eers gedoop nie? Ek moes met al daai skaamte deel en gedoop word. En weet julle wat was so wonderlik? Daar was nie een persoon om die swembad wat hulle hand opgesteek het en gesê, "Ekskuus, verduidelik vir my net gou hoekom jy nou eers gedoop word." Nee, nie een nie. Daar was een groot partytjie om die swembad en dankbaarheid. Want hier's 'n kind van die Here wat gered is en hy kies in gehoorsaamheid om sy geloof publiek te maak. Worship span kan my join en die laaste gedagte is, mens weet nooit wat gebeur by 'n doop nie. Wat bedoel ek daarmee? Nou, ons weet ten minste, ek maak 'n verklaring, God maak 'n verklaring, maar my ervaring met doop en dit wat ek in die woord lees is dat daar soms oomblikke, spesiale oomblikke soms saam met die doop kom. Waar die Here sê, ek het al die gawes vir jou gegee, alles wat ek het ek met jou gedeel by redding, maar kom ek maak dit gou sommer prakties vir jou by die doop. In Jesus se geval het die Vader by sy doop identiteit vasgemaak oor sy lewe en gesê, jy's my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. Net nadat die Vader dit gedoen het, het Jesus die Heilige Gees ontvang soos 'n duif wat oor hom kom, wat hom krag gegee het vir die bediening waar hy moes begin het. Onthou, voor Christus se doop was daar geen bediening nie. Na Christus se doop, toe die Heilige Gees op hom kom, toe is daar bediening in die krag van die Heilige Gees. Beteken dit dat almal van ons die krag van die Heilige Gees gaan vang by doop? Ek weet nie, ek dink nie so nie. Maar weet ons wat daar gaan gebeur? Ek weet nie, ek dink nie ons weet nie. Maar daar kan iets by jou doop gebeur wat jy in jou lewe nie gedink het kan gebeur nie. Jy kan uit daai water uit opstaan en God kan opnuut vir jou sê, ontvang my vreugde. Nou dat jy dit publiek gemaak het, wil ek dit ook publiek maak. Jy's myne. Hier's my gees, ontvang my gees. Daai ding wat jou al so jare pla in jou verlede, hier's vryheid, ontvang dit. Hier's 'n skoon gewete. Ek wil jou gewete skoon was. Daar's soveel wat kan gebeur by die doop. Die doop is nie magic nie. Ons maak hierdie baadjie wat ons mense in doop vol met gewone Pretoria kraanwater. Maar dit wat gebeur by die doop, dis wat die spesiaal na dit toe bring. My vraag vandag aan jou, is jy gedoop? My vraag is, wil jy gedoop word? Ons gaan die 3 Mei aan die einde van hierdie reeks, so oor 2 weke het ons 'n doopgeleentheid, 'n doopdiens eintlik, waar ons mense die geleentheid wil gee in hierdie gemeente om hulle geloof publiek te maak en die geleentheid skep waar die Vader iets kan kom sê oor jou lewe. As jy dalk vandag voel, dis ek. Jy is dalk 60 jaar al in hierdie kerk, in 'n kerk. Jy dien dalk die Here net vir 'n week. Vandag is die oomblik om te besluit, doop. Ek wil gedoop word. Jy is welkom sommer na die tyd by die infodesk jou naam op te gee, of op ons webwerf kan jy ook inskryf. Mag vir jou regtig nooi. Daai dag gaan ons 'n groot feesviering hê in hierdie plek van mense wat ja sê vir Jesus Christus. Kom ons staan. Here, so dankie dat ons vandag kan net weer herinner word aan die doop en die
ongelooflike gawe van redding, Here, waarvan die doop 'n simbool is, Here. En my gebed vir elkeen van ons vandag, al is ons al gedoop, that you would just rekindle that joy, die feit dat ons vergewe is, die feit dat ons gewete skoon gewas is, die feit dat U sê, ons is kandidate vir die Heilige Gees. En Here, kom bid vir mense wat dalk nog stadig prosesseer oor die doop en dalk nog probeer om logies sin te maak of rasioneel daaroor te dink. Here, U is 'n genadige God en Here, ons as gemeente wil ook daai spasie gee. Here, maar kom gee vir ons die liefde vir mense wat langer vat. Want U is nie gejaag nie. Dankie, Here, dat U ons hanteer met soveel genade. Ons prys U naam. Amen. Amen. Kom ons sing.